besonders aan 'n storie wat vir jou vertel word. 'n Stem wat jou saamvat, karakters wat by jou bly. In Ink luisterstories bring vir jou meer as 100 Afrikaanse radiodramas, vervolgverhale en kort verhaalvoorlesings. Vir elke oomblik wat jy net wil terugsit en luister. So, kom luister saam. Vind ons op YouTube onder die naam In Ink luisterstories. In Ink luisterstories bied aan. Transport. Nee. Hey! Die geskiedenis onthou gewoonlik die name van generaals of van presidente, van manne wat die leers aangevoer het. Maar soms skryf die geskiedenis die naam van iemand neer wat nog nie eens oud genoeg was om 'n geweer te dra nie. 'n Kind wat op een enkele dag gewys het dat moet nie gemeet word aan ouderdom nie, maar aan karakter. Hy was 10 jaar oud, 'n plaasseun, nie 'n generaal nie, nie 'n politikus nie, net 'n seentjie wat 'n besluit moes neem, 'n besluit wat baie groot mense nooit sou kon neem nie. Hierdie is die verhaal van Japie Greiling. Maar, om te verstaan hoe hy daar gekom het, moet ons eers teruggaan. Na 'n plaas in die Vrystaat, in die winter van 1901. Japie Greiling, getrou aan sy gewete. Teks geskryf deur Eugene Pina. Japie, waar kruip jy weg? Ek kom nou, mamma. Dis nou die derde keer wat ek roep. Het jy die kalf gekry? Ja, maar ek moes hom eers uit die doringbos uitkry. Hy dink hy's slimmer as ek. Maar dis mos maklik om slimmer as jy te wees. En, was hy toe slimmer as jy? Ja, hy het gewen. Ek het mos gesê hy gaan jou uitoorlê. Hy het my uitoorlê nie. Hy het meer bene as ek gehad. Dis snaaks. 'n Kalf is slimmer as my boetie. Jong, as ek jou gaan vang, gaan jy jammer wees. Jy kan my nie vang nie. Ek's vinniger as jy. Ek sal jou wys. Ek lief jou. Sê ek is slimmer as die kalf. Los my. Sê eers ek is die slimste. Ek sal nie. Dit is nou genoeg julle twee. Daar's werk om te doen. Vat die emmer. Die koeie wag nie vir stories nie. Ja, ma. En as jy klaar is, gaan kyk of die windpomp nog water gee. Ek help ook.
O nee, jy gaan weer meer water op jouself mors as in die emmer. Loop reg op in daardie emmer, Jappie. Ek het nie geval nie, mamma. Maar jy het amper. Amper beteken nie val nie. Dis juist daardie amper wat vir my grys hare gee. Vir sy ma was Japie nog net haar seentjie. Maar oorlog het 'n manier om kinders gehoor te laat groot word. Op die Grylingse plaas het oorlog nie die son gekeer om op te kom nie. Maar dit het iets anders kom wegvat. Die mans. Byna elke boer wat kon veg, was op kommando. Maar daar was ook diegene wat agtergebly het. En dis hoe oorlog dikwels lyk vir die wat agterbly. Nie net rook en gewere nie, maar ook kinders wat probeer aangaan, asof alles nog normaal is. Mamma, Ja, wanneer dink mamma gaan pappa huis toe kom? ek weet nie my kind. Dink mamma hy eet darm? Dis tipies van jou om so iets te vra. Pappa raak gou honger. Ja, hy doen. As hy terugkom, maak ons weer ma se melktert. As daar nog suiker oor is, ja. Kinders eet ons soms sonder suiker. En sonder kaneel? Jep, selfs sonder kaneel. As pappa net huis toe kom. Ek bid elke dag daarvoor. Ek ook, mamma. Kom kinders, daar's nog baie werk. Mamma, luister. Rakker hoor iets. Sst, ek luister. Dis ruiters. Bly julle hier binne. Hulle sal hulle nose steek om op hierdie plaas. Bly stil julle. Dis nie die Engelse nie. Hulle kom veel te stil nader. Anna, maak oop. Dis ons. Pieter, Dis pappa. Pieter, is werklik jy? Naand Anna. Dis so lekker om julle te sien. Japie, kom hier. Mense, jy raak al hoe langer. Ek probeer. Jong, jy moenie te vinnig groot word nie. Ek sal wag vir pappa. En hoe gedra hierdie mannetjie om, Anna? Ek help met al die osse. Pieter, ons moenie lank bly nie. Julle moet iets eet. Al bly julle net 10 minute. Anna, Geen tee praat nie. Kom sit, hier's vars brood. Ek maak koffie. Die oorlog kan maar 'n paar minute wag. Geen mens kan behoorlik oorlog voer op 'n leë maag nie. Maar daarmee kan ek nie stry nie. hoe gaan dit nog verder hier op die plaas, Anna? Jy sê hierdie jong man bring daarom sy kant. Vra eerder hoeveel skoene hy al deurgetrap het. Dis omdat ek werk. O, is dit so? Wat se werk nogal? Ek help vir ma met die vee ook. Dit lyk vir my ek sal moet oppas. Net nou vat jy nog al my werk oor. Net totdat pa terugkom. Wel, dis goed om te hoor. En leer jy nog vir Sunny al jou streke? Nee, pappa, dis altyd net hy. Nie altyd nie. Ek kan sien dit gaan sommer voor die wind hier by julle. Japie, hou aan om jou ma te help. Selfs as ek nie hier is nie. Ja, pa. Pieter, waar is Pieter Geiling? Dis Koos. Engelse. Dis kaptein Zeli. Hulle net hier aan dis kant die spuit. Hoeveel? Baie omtrent 20. Hulle is naby. Net 'n paar minute. Kom, ons moet ry. Nou, God sal julle beskerm. Anna, Ek weet, Pieter. Ek weet. seun, Ja, pappa. as iemand vra waar ons is, Ek weet, pappa. Nee, Pieter, moenie. onthou net. Mens verkoop nooit jou makkers nie. Nee, nooit, pappa. Ek is trots op jou seun. Julle moet gaan, daar's nie tyd nie. God sal sy hand oor julle hou. Totsiens, Anna. Pieter,
weet nie, my kind. Hy sal terugkom. Ja, ons vertrou so. Soms gee die noodlot jou net genoeg tyd om totsiens te sê. En soms nie eens dit nie. Daardie nag het 'n pa sy plaas verlaat. Hy het toe nog nie geweet dat die grootste toets daardie nag nie op die slagveld sou wees nie, maar hier, by sy huis. En dat die een wat die toets sou moes deurstaan, sy 10-jarige seun sou wees. Dismount. Around the house, no one leaves. Open this door. Open up. Wat soek julle? Good evening, mevrou Greiling. Kaptein James Seeley, British Army. Dis 'n snaakse tyd van die nag vir 'n besoek, kaptein. Die oorlog kies nie altyd 'n goeie tyd nie, mevrou. Ons het rede om te glo dat boere op die plaas wegkruip. Ek weet van geen boere nie. Mag ons binnekom? Ek vermoed ek het nie veel van 'n keuse nie. Nee, ongelukkig nie. Wie woon hier? Jy ken my naam, kaptein. Jy weet wie ons is. Ek vra, wie woon almal in die huis? Ek, my seun en my 2 dogters. Waar is u man, mevrou? Op kommando. Maar dit weet jy ook. Sergeant, Yes, sir. search the house. Every room. Right away, sir. Dis reg. Bly by my. En jy? Ek is Japie Greiling, Hoe oud is jy? 10. 10. House is clear, sir. No one here. Outside? Fresh hoof prints. Several horses. How many? 4. Perhaps 5. Not long ago. Mevrou Greiling, ek dink ons het mekaar nog nie als vertel nie. Ek het gesê wat daar te sê is, kaptein. Have you? 4 bekers. Nog warm. Interesting. Very interesting. Julle drink baie tee. Koffie, kaptein. En julle ry perde wat nie bestaan nie. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Nee, ek dink jy verstaan baie goed, mevrou. Japie, kom sit hier. Ja, Ek gaan jou 'n paar vrae vra. goed. Was hier vanaand besoekers? Ja, Japie, Laat hom antwoord. Wie was hier? en Koos. En wie nog? Net Koos. Net hy. En hierdie 4 bekers? Ek weet nie. Hoe kan jy nie weet nie? Ek weet nie. Jy lyk vir my soos 'n eerlike seun. Ek probeer om te wees. Ek jok nie. Ek weet nie waar my pa is nie. Dis nie wat ek gevra het nie. Nee, Het hy vanaand hier gekom? ek wil nie antwoord nie. Jy wil nie. Nee, dis tussen my en my pa. Is jy nie bang vir my nie? 'n Bietjie. Net 'n bietjie. Ek dink 'n mens moet bang wees. Anders doen jy dom dinge. Kaptein Seeley moes toe al besef het dat hierdie nie 'n gewone kind was nie. Hy was nie uitdagend nie. Hy was nie moedswillig of ongehoorsaam nie. Maar hy het 'n kalm vasberadenheid gehad, wat 'n mens gewoonlik net by geharde soldate teekom. Later sou baie mense Japie Greiling onthou vir sy moed. Maar op daardie oomblik was hy bloot 'n seentjie, wat eerlik erken het dat hy bang was. Japie, ek gaan jou nog een keer vra. Waarheen het die burgers gery? Ek kan nie sê nie. Kan nie of wil nie? Al twee.
Jy weet wat ek nou moet doen. Nee, Ek moet jou oortuig om te praat. ek verstaan. En as ek nie kan nie, sal ek ander module moet gebruik. Sergeant, vat die gesin buitentoe. Kaptein, Ek beloof u, ek sal die see nie aanraak nie. Maar hierdie gesprek gaan nie hier eindig nie. Toe hulle die huis verlaat, het die eerste lig van dagbreek reeds die oostelike hemel begin kleur. 'n Nuwe dag sou binnekort aanbreek. Maar vir klein Japie Greiling sou dit die moeilikste dag van sy hele lewe wees. waarheen vat julle ons? Hier sal goed wees. Mevrou Greiling, bly asseblief waar u is. Hy's net 'n kind, kaptein. Ek weet, dit verander niks. Japie, kom staan hier. Ek wil nie langer tyd mors nie. Jou pa en die ander burgers is net nou hier weg. En jy weet waarheen. Nee, Ek vra nie geheime van die oorlog nie. Ek vra net waar hulle gery het. ek kan nie antwoord nie. Hoekom nie? Wat my pa my geleer het, om nie my mense te verraai nie. Selfs al kos dit jou baie. Ja, Japie, dis reg, ma. Nee, dis nie reg nie. Jy is nog 'n kind. Kinders behoort nie sulke keuse te maak nie. Maar dis 'n oorlog. Vir 'n oomblik het dit gelyk of niemand geweet het wat om volgende te sê nie. Nie die ma nie, nie die soldate nie, selfs nie kaptein Seeley nie. Sergeant, Sir, bring 6 manne. nee, asseblief. Mevrou, dit hang nou van u seun af. Moenie van hom vra om sy eie pa te verraai nie. Ek vra hom om bloedvergieten te voorkom. Hy glo hy moet sy pa beskerm. Japie, kyk na my. Sien jy hierdie soldate? Ja, Hulle sal my bevelle uitvoer. ek weet. Ek wil nie daardie bevel gee nie. Nou moet dan nie. Help my dan. Ek wil nie die bevel gee nie. Ek kan nie. Jy bedoel jy wil nie. Nee, ek kan nie. Hoekom sê jy dit? Want as ek praat, sal ek vir altyd weet ek het my pa verraai. En as jy nie praat nie? Dan sal ek vir altyd weet ek het nie. My pa sou ook nie gepraat het nie. Daar was geen heldhaftige musiek nie, geen gejuig nie, net 'n ma. 'n Ma wat haar kind voor haar sien staan en niks vir hom kon doen nie. Firing party, take position. guard, form line. Japie, sien jy hierdie 6 soldate? Ja, Weet jy hoekom ek hulle laat roep het? ja, Hulle gaan doen wat ek bevel. Jy verstaan dit. ja. As jy nie praat nie, is jy 'n vyand van Brittanje. Jy weet wat doen ons met ons vyande. Ek wil dit nie met jou doen nie. Jy is nog 'n kind. Moet dit dan nie doen nie. Ek is 'n offisier. Ek het 'n plig. Help my om jou te help. Ek kan nie. Sergeant, proceed. Nee, dis nie reg nie. Die keuse is syne, mevrou. Ready? Die soldate het al bevele geken, maar meer as een het ongemaklik gevoel. Want voor hulle het nie 'n gewapende vyand gestaan nie. Net 'n seentjie. Japie Greiling, hierdie is jou laaste kans. Waar kruip die burgers weg? Ek sal nie sê nie. Jy verstaan wat dit beteken. Ja, Jy gaan sterf. ek weet. Bindekom. Nee, Nee, ek wil sien. laat hom. Japie, mamma,
Present. Moenie huil nie, Why? Why would you die for this? omdat dit reg is. Poor little lad. Quiet. Japie, is jy bang? Ja, Baie bang. ja, Ek het so gedink. En tog bly jy by jou antwoord. ja, Sergeant, Sir. stand down. Rifles down. Dankie, Here. Dankie. Nee mevrou, moenie dankie sê nie. Ek hoop net dat hierdie oorlog eendag sal eindig, voordat nog kinders sulke keuse hoef te maak. Niemand het gejuig nie. Niemand het gewen nie. Maar op daardie plaas het 'n Britse offisier ontdek dat selfs die mag van 'n leer nie altyd 'n kind se gewete kan oorwin nie. Sergeant, let's go. Sir, what about the boy? He gave his answer, and I gave mine. Mount up. Japie Greiling, jy het vandag my respek verdien. Laat my toe om jou hand te skud. dis goed so. Ek hoop ons kan mekaar eendag weer ontmoet, wanneer die oorlog verby is. Miskien, ons sal sien. Good luck, Japie. Japie, kom hier. Mama, My kind. My kind. Ek het gedink ek verloor jou vandag. Vir 'n tyd lank het niemand gepraat nie. Die stilte na gevaar is soms harder as die gevaar self. ek was ook bang. Was jy? Natuurlik, baie. Maar jy het niks gewys nie. Ek wou nie hê pappa moet eendag hoor dat ek bang was nie. Jou pa sou nie skaam wees omdat jy bang was nie. Hy sou trots gewees het, want jy het by jou besluit gebly, selfs toe jy bang was. Gaan hulle weer terugkom, mamma? Ek weet nie, my kind. Ek hoop nie so nie. As hulle weer terugkom, sal ons weer doen wat reg is. Die soldate het vertrek. Die gewere het stil geword. Maar die verhaal van daardie oggend sou nog baie jare lank oorvertel word. Daar was geen oorwinningsfees nie. Geen medaljes. Geen koerante wat die volgende oggend oor die heldhaftige seentjie geskryf het nie. Net 'n klein gesin wat dankbaar was dat hulle mekaar nog kon vashou. Toe die eerste sonstrale oor die Vrystaat breek, het kaptein Jack Seeley en sy manne die Greilingplaas agtergelaat. Maar die beeld van die 10-jarige seun, wat onbeweeglik voor 6 gewere gestaan het, sou hom waarskynlik nog lank bybly. Mama, Wat is dit? dis pa. Middag, Anna. Oh, Pieter, dank God jy is veilig. Ek het so na jou verlang. Kom hier. Is dit nou verby? Ja, die oorlog is verby. Maar ons moes die knie buig. Dis die Here se wil, my man. Japie, kom hier. Papa, Laat ek eers na jou kyk. Jy lyk nog net soos toe ek jou laas gesien het. ma sê ek het langer geword. Maar is seker reg? Kom binne, Pieter. Jy lyk moeg. Ek is. Ek het iets gehoor langs die pad. Is dit waar? Ja, dis waar. Was my kind voor 'n vuurpeloton geplaas? Hy het niks gesê nie. Japie, Ja, pa?
Hoekom het jy nie gepraat nie? Want ek het gedink dis wat pappa sou doen. Nee, my kind. Dis nie oor wat ek sou gedoen het nie. Jou gewete het jou gelei. Hou altyd daaraan vas. Ja, pa. Selfs eendag, as ek en jy nie oor alles saamstem nie. Ja, pa. Want 'n man moet uiteindelik self antwoord vir dit wat hy doen. Kom, die kos word koud. Oorlog eindig. Die geskiedenisboek slaan toe. Die gewere word stil. Maar soms bly een verhaal voortleef. Nie omdat dit die grootste was nie, maar omdat dit iets wys wat geen oorlog kon vernietig nie. Kaptein Jack Seeley het na die oorlog teruggekeer na Brittanje. Hy is later bevorder tot generaal en het jare later weer Suid-Afrika besoek. Hy het probeer om vir Japie op te spoor, maar hulle het nooit weer ontmoet nie. 30 jaar na die oorlog het hy sy herinneringe oor die Boereoorlog neergeskryf. Daarin het hy melding gemaak van Japie Greyling en onder meer geskryf: Nooit sal ek die uitdrukking op die gesig van daardie boerseun vergeet, hoe hy sy kop opgelig en met fonkelende oë gesê het: Ek sal nie praat nie. Die kern van Japie Greyling se verhaal is histories goed bewaar. Dat hy 'n jong seun was, dat Britse soldate hom ondervra het, dat hy geweier het om die boere se skuilplek bekend te maak, en dat hy, ondanks ernstige dreigemente, nie sy mense verraai het nie. Die gesprekke, die persoonlike oomblikke, en sommige besonderhede in hierdie radiodrama is 'n dramatiese verwerking. Maar die moed waarop die verhaal berus, het werklik bestaan. Miskien is dit waarom ons die naam Japie Greyling vandag nog onthou. Nie omdat hy 'n dapper soldaat was nie, maar omdat hy, toe hy moes kies, getrou gebly het aan sy gewete. Hy was maar 10 jaar oud. Hierdie was 'n dramatiese verwerking van die verhaal van Japie Greyling. Die teks is geskryf deur Eugene Pinaar. Die volgende stemkunstenaars was te hoor in hierdie drama. Pieter Viljoen was die verteller. Die rol van Japie Greyling is gespeel deur Gideon Jansen van Vuren, terwyl sy sussie Sunny deur Dale Pinderes vertolk is. Japie se pa is gespeel deur Konrad Silje en Sarita Pieterse het die rol van sy ma vertolk. Kaptein Jack Seeley was vertolk deur Robbie Donaldson en die Engelse sergeant deur Jean-Marc Engelbrecht. Kobus Minnie was Koos en Eugene Pinaar die tweede boer. Hierdie was 'n produksie van In Ink Luisterstories. Die tegniese versorging is behartig deur Eugene Pinaar.